Ons blaai na Psalm 63, ook 'n Psalm van Dawid. En Dawid skryf oor sy verlange na God, want dis waaroor die Psalm basies gaan. Dit is interessant as mens na 'n Psalm kyk, met mense die gedagte rigting op die, wat in Engels sê, die atmosfeer of the mood of the psalmist verstaan. Ons kyk wat sê Dawid in Psalm 63. Hy sê, 'n Psalm van Dawid toe hy in die woestyn van Juda was. O God, U is my God. U soek ek. My siel dors na U, my vlees smag na U in 'n dor en uitgedroogde land sonder water. So het ek U in die heiligdom aanskou om U sterkte en U heerlikheid te sien. Want U goedertierenheid is beter as die lewe. My lippe moet U prys. So sal ek U prys my lewe lank, in U naam my hande ophef. Soos met vet en vettigheid, ander vertaling sê murg en vet, sal my siel versadig word en my mond sal roem met jubelende lippe as ek aan U dink op my bed in die nagwake oor die pyns. Want U was 'n hulp vir my en in die skaduwee van U vleuel sal ek jubel. My siel is aan U verkleef. U regterhand ondersteun my. Maar hulle wat soek om my lewe te verderwe, hulle sal kom in die onderste plekke van die aarde. Hy sal oorgelewer word in die mag van die swaard, die deel van die jakkalse sal hulle word. Maar die koning sal bly wees in God. Elkeen wat by hom sweer sal hom beroem. Want die mond van die leuensprekers sal gestop word. Vader, ons dankie vir die woord deur die digter en sanger Dawid, wat vir ons sy predikament, verleentheid skep. Leer ons ook wat U wil ons leer in Jesus naam. Amen. Nou interessant, mens altyd ons kyk hierdie gedeelte van die Bybel, wat noem hulle dit? Hulle noem dit die wysheidsboeke. Wat is die wysheidsliteratuur? Begin by Job, Psalms, Spreuke, Prediker en Hooglied. Dis die wysheidsliteratuur. So daar is die 5 boeke, en ons kry ook toevallig 5 boeke in die Psalms. Daar's 'n inleidende Psalms, maar dan hoofsaaklik bestaan die Psalms uit 5 boeke, so dit rym en pas met Moses se 5 boeke. Jy verstaan 5. Moses se 5 boeke, en hierdie Psalm is in die tweede boek, wat begin by Psalm 42 en eindig by Psalm 72. Dis die tweede boek van die Psalms, waar die mense besluit het dit moet geplaas word, en die grootste deel van die Psalms hier gaan oor die digters wat die Psalms skryf, dink aan verlossing. Die Psalm is 'n Psalm van verlossing, oproepe tot aanbidding ook in hierdie Psalmboek, en bevestiging van vertroue in hierdie aanbidding, en baie keer is dit 'n, gou van Afrikaans is predikament. Die Afrikaans is ook predikament. Dis 'n nuwe woord wat hulle opgeneem het. Dis 'n verleentheid vir Dawid, wat hy sy vertroue in God bevestig. As jy 'n Psalm lees, moet dit nie maar net lees om te sê, okay, goed, dis maar 'n Psalm, ons gaan net daarna kyk, en verstaan dat die Psalms deel is van die profetiese boeke. Want jy weet dat hulle praat van die profetiese boeke, is nie noodwendig wat begin hier by Jesaja en regdeur tot Maleagi nie. Selfs Moses is profeties. Die Psalms is profeties. En waarom is dit profeties? Omdat dit vir ons vertel van die Here Jesus Christus. 'n Goeie voorbeeld, Psalm 18 en ander, wat Jesus uitroep aan die kruis, Psalm 13, my God, waarom het U my verlaat? Hoekom is U so ver van my af? En Dawid kon dit ervaar ook. En ons moet tog onthou dat alle boeke, al 66 boeke in die Bybel is profeties. Kyk na 2 Petrus 1, as jy wil, 1 Petrus 2, as jy nie vinnig kan blaai nie, volg my. Wat Petrus dit bevestig.
Dit sê 2 Petrus 1:20, terwyl julle veral moet weet, sê Petrus aan die hoorders, dat geen profesie van die skrif, en dit praat van die skrif, is 'n saak van eie uitlegging. Want geen profesie is ooit deur die wil van 'n mens voortgebring nie, maar deur die Heilige Gees gedryf, het die heilige mense van God gespreek. Nou neem ons aan, al die skrywers van al 66 boeke is deur die Heilige Gees gedryf om dit te skryf. Anders hoor dit nie in die Bybel nie. So alles is deur die Heilige Gees gedryf. En ek onthou Spurgeon het in sy tyd gepraat van iemand wat 'n hele boodskap preek kan bring sonder om een keer van Jesus te praat. En hy het vir die persoon na die tyd gesê, "Sir, no Christ in your sermon, go home. Don't come back until you find what it's about. What's it worth preaching about?" Dit gaan oor Christus. Die psalms gaan oor Christus. En sy gedagterigting van Dawid vind, al is hy vol emosies, al is Dawid, kan sien hy is nostalgies. Dawid in hierdie psalm, ons het gesing oor Psalm 63, hy is vol van herinneringe aan God, hy is vol van verlange na God. Hy verlang na die tabernakel, hy verlang na sy paleis, hy verlang na die goeie tye wat hy met Jahwe gehad het. En dit word ineengevleg met hoop en verwagting. En dis waaroor die psalm basies gaan. Want ons vind, waaroor die psalm gaan, sal jy vind in Psalm 63 vers 1, toe hy in die woestyn van Juda was. Onbewoonde, onherbergsame gebied, waar hulle sê skape en bokke gewoonlik gewy het. Dis waar Dawid is toe hy hierdie psalm geskryf het, en van waar verdere lig in hierdie psalm in vers 7, as ek aan die dink op my bed, in die nagwake oor die pyns. Nagwake beteken die middelnag skof. Waarskynlik van 12 uur tot 5 uur in die oggend, lê Dawid en hy bepyns, wat gebeur, hoekom is ek hier? Maar skrif interpreteer skrif. Van waar af skryf Dawid? Hoekom is Dawid in die woestyn? Wat maak Dawid? Het hy groot geword in die woestyn? Was hy vir 40 jaar in die woestyn soos Moses vir 40 jaar was? Nee, in 2 Samuel 15 tot 16, daai 2 hoofstukke verduidelik wat gebeur het. Sy seun Absalom wil sy pa doodmaak. Dawid was die mees suksesvolle koning van Israel gewees, want hy het 12 stamme verenig en hulle saamgebring om almal saam Jahwe te aanbid. Weet, toe Salomo klaar is met die koninkryk, is dit geskeur. Voordat Dawid gekom het, selfs in tyd was daar onenigheid tussen die stamme. Dawid kom en hy maak al die 12 koninkryke bymekaar en hy word so bekend dat sy skoonpa Saul ook sy dood gesoek het en hom wil doodmaak. Hy was jaloers op Dawid gewees. So Dawid, ten spyte van sy sonde, het gedoen wat God wil hê hy moet doen. Maar wat nou maak hy in die woestyn? Hy vlug vir sy seun Absalom. Sy seun Absalom het sy paleis betrek. Dawid druipsterk, bang, vlug van sy seun Absalom. Hy hardloop weg vir Absalom. Arme Dawid, in 2 Samuel 15 vers 18 sal jy dit vind, hoeveel manne trek saam met Dawid? Hy wat hierdie leermag van 'n paar duisend, miskien 20.000 soldate gehad, Dawid, vat 2 Samuel 15 vers 18, vat omtrent net 600 manne saam met hom, loyaliste, mense wat aan hom loyaal is. Dis al wat saam met hom gaan. Die res bly agter saam met Absalom. Kan jy dink hierdie groot koning met die groot leermag? Kyk 2 Samuel 15, 18, onderwyl Dawid sy dienaars langs hom verbytrek, ook al die Krete en al die Pleti. Dis nie eers Israeliete nie, van hierdie is Moabite en ander volke wat saam met hom vlug. Ook al die Getiete, 600 man wat uit Gat agter hom aangekom het voor die koning verbygetrek, voor Dawid. Dawid vlug met 600 manne. Vlug soos 'n bang haas, soos sy seun Absalom. Maar waar begin, hoekom
is Dawid in hierdie situasie? Ons moet nooit dink, as iets oor ons kom, dit is net pleinweg wat God dit oor ons wil laat kom nie. Baie keer, ons ken die bekende Afrikaans, jou sonde het jou ingehaal. En glo my, al is ons Christen net, as ons sondig en aanhou sondig sal ons sonde, deur God se wil ons inhaal. Want ons weet wat het Dawid gedoen met, sê altyd, Dawid het 'n vrou gesien bad, haar naam is Batseba. En hy het omtrent 7 van God se wette gebreek. Ons kyk in die oggende na die wette, het ons gekyk. Hy het 'n vrou begeer wat nie sy is nie. Hy het 'n vrou gesteel wat nie sy is nie. Hy het egbreek gepleeg, hy het moord gepleeg. Hy het die vrou se liggaam as 'n afgod behandel. Hy was ongehoorsaam aan God, deurdat hy hom nie alleen gerespekteer het nie, met waar was God toe hy hierdie sonde gedoen. Daarom is Dawid in die woestyn. God wil hom, groot punt, hy is daar, hierdie dinge van Absalom het oor hom gekom, oor Uria, wat hy laat vermoor het. As ons na Dawid se lewe kyk, weet ons hy het voete van klei gehad. Ons weet dat die profeet Nathan na Dawid toe kom in 2 Samuel 12 vers 10, nadat hy hom bekeer het, wat ons sê, ons moet glo en bekeer, ons gesinsbybel sê die praat van bekeer en geloof het. Hy kom tot sy sin, hy bekeer hom weer Dawid, nadat Nathan, ek dink Nathan was seker nogal 'n bang profeet, want jy weet, Dawid was nie net 'n koningkie nie, hy was 'n groot koning met 'n groot ryk. En God stuur vir Nathan en gaan sê jy vir Dawid, wat ek sê Dawid. Jahwe sê vir jou Dawid. En dan ons weet die verhaal wat Nathan vir Dawid vertel, hy is te bang om reg om te sê, jy Dawid is 'n egbreker, jy's 'n moordenaar, jy's 'n leenaar, jy lieg en jy bedrieg. Hy gaan sê dit nie so vir Dawid nie, hy sê vir hom, vertel vir hom mooi, net soos Jesus lief is om parabole vergelyk. Hy sê, daar was 'n ryk man met groot, hy het baie vee gehad, baie skape en lammers gehad, en hierdie ryk man gaan en hy vermoor 'n man wat net een lammetjie gehad het. Dan raak laat kwam en sê, wie is die man? Hy moet vergeld word. En dan sê Nathan, koning Dawid, praat van jou. En dan sê Nathan, en dis nie Nathan en dit is die gees wat deur Nathan beweeg het, 2 Samuel 12 teen, hy sê, Jahwe sê, die straf sal van jou, die swaard Dawid, sal van jou huis nie wyk nie. Dit beteken vir altyd, Dawid, tot jy sterf sal jy vlug. Jy sal die swaard, jou seuns, al die swaard, jy gaan aanhou boet vir jou sonde tot jy sterf, Dawid, want jy het my verneder deur hierdie dinge te doen aan my. So waarom is Dawid in die woestyn? Omdat God hom daar wil. Hy skaakmat. Hy kan nie links gaan nie, hy kan nie regs gaan nie. Vers 7, hy sê, ek is hier in die woestyn in die nag, waar kom die klem lê, ek is hier in die woestyn, en die eerste vers sê ons, waar is hy in die watter woestyn? Ons baie woestyne, hy is in die woestyn van Juda. Baie min mense weet, of onthou, hy roep dat Jesus ook in 'n woestyn was vir 40 dae, nie 40 jaar nie, hy was 40 dae in die woestyn. Watter woestyn was Jesus gewees om versoek te word? Die woestyn Juda, presies dieselfde woestyn. As wat Dawid hy het nie geweet na 1000 jaar gaan die seun van die mens, die seun van Dawid ook in 'n woestyn wees vir 40 dae en getoets word nie. Die verskil is, hy gaan die toets slaag. Die een wat na die woestyn Juda toe gaan, van die Jordaan gedoop in die woestyn, en slaag die toets vir ons almal. En is 'n heenwysing na Dawid wat dit nie kon slaag nie. En glo my, Dawid het die boeke van Moses geken. Want dis omtrent die kerndeel van die geskrifte. Dawid het nie die Nuwe Testament en die profete gehad nie. Hy het basies die 5 boeke van Moses gehad en hy het Ester. Al daai ander boeke het hy gehad. Maar hy het Moses se verhaal moes hy geken het. Want wat gebeur met Moses? Wat is ook dieselfde as met Dawid? Moses. Waar was Moses gewees? 40 jaar. In die woestyn. Wat het Moses daar gemaak? Nou ons ken die verhaal van Moses en as jy goeie preek wil hoor oor Moses se lewe en verhaal, moet jy na Chuck Swindoll of
Dr. Altwee Irwin Luther van Transworld Radio. Jy kan die app aflaai ook, Transworld Radio Afrika, wat hulle praat van Moses. Baie min mense besef waar Moses vandaan kom voor hy woestyn toe is. Waar kom hy vandaan? Hy was die kleinseun van Ramesses, die groot Egiptiese koning. Hierdie Egiptiese koning het weermag gehad, sê hulle, van oor die 100.000. Egipte het die beste argitektuur gehad in die wêreld, daai tydse wêreld. Voor die Romeinse wêreld was Egipte die groot ryk, skatryk, goud, argitektuur, ons ken die piramides, al die goed wat Egipte gehad het, dit was die sentrale deel van die wêreld, Egipte. Voordat Israel dit veronderstel was om dit te word. Dawid is opgevoed in, hulle praat van die Universiteit van Egipte. Die beste geleer skryf en literatuur geleer, en die skryfkuns, en geleer oor wiskunde, en leer alle vakke wat ons in skole kry, was in Egipte gewees. Hy word geplaas vir 40 jaar, saam met sy oupa. Sy ma is 'n Egiptiese prinses. Hy het alles gehad. Ek dink hulle sê en hy is deel van die koninklike geselskap. As die boot teen die Nyl afgevaar het al die mense van langs die Nyl eintlik op aarde gaan staan, want hier kom die groot koning van Egipte afgevaar. Erkenning aan die uitgesonderde, bekende Moses, saam met die res van die geselskap. Maar waar land Moses op na 40 jaar in die paleis? In die woestyn. Nie die woestyn van Juda nie, maar die woestyn Paran. En dis nogal ironies, ek dink as mense vir Moses sou vra, Moses, waar kom jy vandaan? Sal hy sê, nee, ek kom uit Egipte uit. As hy nou die skapies so goed oppas in die woestyn, dis wat hy gaan doen, en dan sal hy net van sê, maar wat maak jy hier? Jy kom uit Egipte, jy's 'n prins van Egipte. Wat maak jy hier? O, ek pas skaap op. O, Dawid, hoekom pas jy skaap op? Ek het gevlug uit Egipte, woestyn toe. Wie se skaap is dit? Jou skape, Dawid? Nee, is my skoonpa. Jy is jou skoonpa se huurling, jy pas sy skape op, ek verstaan. Wat maak jy? Dis 'n vernedering vir Moses van, hulle sê van from hero to zero. From uttermost to guttermost is Dawid verneder. Net soos Dawid verneder sal word. Net soos die Here Jesus verneder sal word om te versoek te word deur die duiwel in die woestyn. En wat die Israeliete vergeet het. Ek het dit al genoem, is interessant, het sê, God took one day to take the Hebrews out of Egypt, but he took 40 years to take Egypt out of the Hebrews. 'n baie bekende boodskap wat ek eendag sal bring uit Deuteronomium 8, van dit bevat die kern van God se toets van sy volk. Waar toets die Here sy volk, Israel? In die woestyn. En God is 'n God wat toets. As ons sê God toets nie, is God nie met ons besig nie. Dan moet rooi vlag gewaai word en alarms aangaan. God toets ons nie. Daar's iets fout. God is nie besig met ons nie. Want God is, kan ek sê nie, het dit nie. God toets hulle wat sy eie is. Gaan kyk deur die boek Jakobus. Kom ons kyk op Deuteronomium 8. Hy sê, God sê deur Moses vir die mense, al die gebooie wat ek vir jou vandag beveel, moet julle sorgvuldig hou, dat julle mag lewe en vermenigvuldig, en dat julle mag inkom in die land besit nie wat die Jahwe aan julle vaders met die eed beloof het. En jy moet dink aan die hele pad waarlangs Jahwe jou God jou nou 40 jaar lank in die woestyn gelei het. Hoekom? Tot jou verootmoediging en jou beproewing, jou toetsing, om te weet wat in jou hart is. God toets om te sien wat is in ons harte. Dis nie net vir die Israeliete nie, hy toets almal wat sy eie is. En hy het jou verootmoedig, vers 3, en jou laat honger ly. Mense lees dan, hulle het net begin hoor, hulle maak gaan gor. En toe het God dadelik vir ons gee. Nee, die konteks is nie so nie. Ek het julle laat honger ly, nie kry nie, ek het julle laat honger ly. En toe vir julle manne gegee, so jy en jou vaders, wat hulle nie geken het nie, om aan jou bekend te maak dat 'n mens van brood alleen nie lewe nie, maar dat mens lewe van alles wat uit die mond van die Here of uit, daai hoofletter Here is Jahwe, uitgaan.
Wat moes julle in die woestyn leer? Wat Moses geleer het? Dat 'n mens van God alleen lewe, nie van brood nie. Van brood en konfyt nie. Baie mense terwyl sê, ons sal van brood nie alleen nie lewe nie, maar sal dan peanut butter en jam en goed, sal ons bykry om van te lewe. Die konteks is, God sê, ek het julle laat honger ly, om julle les te leer, om eers te sien, wat is in julle, wat gaan in julle aan, wat is in julle harte, weet julle dat 'n mens nie van kos alleen lewe nie, maar van alles wat uit die mond van God kom, het Jesus dit in die woestyn geleer vir 40 dae? Absoluut. Hy het geweet, God het hom getoets om te sien wat is in hom, alhoewel hy geweet het dat sy gees in hom is, maar Jesus het, selfs toe Satan na hom toe kom in die woestyn, toe hom getoets is, vir Satan gesê, man, verander hierdie brood en die klippe in brood. En dan wat sê Jesus vir hom? Jesus haal aan uit Deuteronomium 8, 'n mens van brood alleen nie lewe nie, maar van elke woord. En hy kan lewe van alles wat uit die mond van God gaan. Michael Card, my gunsteling sanger, het 'n liedjie wat hy sing, in the wilderness, he calls his sons and daughters to the wilderness. He gives grace sufficient to survive any test. That's the painful purpose of the wilderness. Baie mense sê nee. Weet jy van wie van julle was al in die woestyn, Kalahari, of was jy al in so woestyn gewees? Julle wat seker. Ek was in Kalahari woestyn by my oom se winkel in Pepe. Dat jy slaap, is ijskoud in die nag. Is ijsig koud. Ons het onder die trok Bedford gelê en slaap en bewe van die koue van die woestyn. En ons weet, woestyn is nie net sand en sand en sand en sand nie, dit is bossies. Orals bossies. Maar dit is plat, is dit nie? Jy kan 'n hond sien loop vir 'n paar dae sien sy wegloop. Dis koud, dis vervreemding. Dis grys, groen, vaal groen. Daar gebeur die hele dag niks nie. Daar gebeur vir maande niks in die woestyn nie. Niks gaan aan nie. Dis 'n plek van vervreemding. Maar baie keer wil God ons daar hê. En ons wil nie so toe gaan nie. Ons wil nie in die woestyn ingaan nie. Vers 7, in die nagwake skryf Dawid in die woestyn. Sommige mense dink hy skryf van sy verlange na sy paleis en sy warm bed en sy diensknegte wat hom bederf en sy oorvloed van kos op die tafel. Wat doen Dawid in die woestyn? Ons weet, Moses het geleer. Behalwe dat hy 40 jaar in Egipte geleer het, hy 40 jaar in die woestyn geleer. God het hom ook vermoedig, soos hy die Israeliete wou vermoedig om hulle iets te leer, om te sien wat is in hulle. Maar nou, wat doen Dawid? Wat leer Dawid hier? Miskien leer hy tog iets van Moses en die swerwinge van die volk in die woestyn. Die eerste ding wat hy doen, hy verootmoedig homself voor die Jahwe. Hy herken, hy het 'n predikament. Hy herken, God het my skaapmat. Ek kan nêrens gaan nie, ek is hier. Hy kan nie van sy 600 in sy ander geselskap wegvlug nie. Hy moet herken, ek is hier in die woestyn. En wat doen hy? Die eerste ding wat hy doen, hy sê, o God, U is my God. Die Hebreërs sê, O El, U is my Elohim, vers 2. O God, tussen al die gode wat daar bestaan, wat die ander volk dien, is U, El, my God, onder die gode. En dan doen hy herken, hy het 'n probleem, hy het 'n predikament, hy sit met 'n probleem, want hy is in die woestyn op hierdie oomblik, na alles. En wat doen hy in die woestyn? Eerste ding moet hy doen, wat is daai liedjie? Country roads take me back to the place I belong, West Virginia. Nee. Dawid sê, na wie verlang hy in hierdie uitgedroogde land, vers 4, sonder water. Hier is nie water nie. Die eerste ding wat hy doen, o God, U is my God, U soek ek. Ek soek nie water nie, ek soek U. My siel dors na U, nie na water nie. My liggaam, my siel, my liggaam, eenheid, soek na U in hierdie dor en uitgedroogde land, wat nie water het nie. Want so het ek U aanskou, die ou vertaling, die nuwe een, so het ek uitgesien na U heiligdom. Wat hy bedoel, ek verlang na die tabernakel. Here, ek verlang nie na die paleis nie, ek verlang waar ek Dawid gereeld na die tabernakel gegaan het en daar gaan sit het en tot hy gebid het en gesien het
geweet het die tabernakel is u teenwoordig. Ek verlang na dit smag ek smag na u, nie na my weelde of na my vroue of na my kos, of ek verlang na u in hierdie woestyn, herinner dit my, ek moet na u verlang. En dan die tweede punt, behalwe dat hy erken sy probleem en hy erken sy afhanklikheid van God. Ons het vanoggend met die Bybel, gesinsbybelstudie daarvan gepraat. Salig is hulle wat weet hoe afhanklik hulle van God is, arm van gees. Salig is hulle wat weet hoe afhanklik hulle van God is, vir hulle brood en lewe en gees, onbeskaamd erken Dawid dit. Hy is afhanklik van God, net soos Jesus van die Vader afhanklik was in die woestyn, om vir 40 dae te oorlewe. Maar hy erken Dawid, my siel is aan die verkleef. Dan herroep hy terug, dink hy, tweede punt, terug aan die goedheid van Jahwe in die verlede. Wat doen ons baie keer as dit sleg gaan? Ons dink net aan nie nou is swaar. Nou druk my skoen my nou het ek blaas om my voet. Nou kry ek swaar. Dawid sê, so het ek u aanskou. Hy gaan terug in die verlede wat God gedoen het. Ek het u heerlikheid gesien by die tabernakel, vers 3. En wat het hy ervaar by die tabernakel en die tyd in die paleis? Die goedertierenheid. Dawid sê, die goedertierenheid is beter as die lewe. Vir baie mense is die God se goedertierenheid glad nie van toepassing nie. Dawid sê, al sterf ek in die woestyn, al gaan ek dood van die dors, al haal Absalom my in en met sy leer, en vernietig my. Here, Jahwe, u goedertierenheid is beter as die lewe. Dis al wat ek in belang stel. Dis wat Dawid eintlik bedoel. U goedertierenheid is beter as dit waarvoor die lewe gaan. Daarom kan ek van brood nie lewe nie, maar van u. Dan vers 5 tot 6, met die in gedagte, met die wete dat God se goedertierenheid is beter as die lewe, 'n mens sal van brood nie alleen lewe nie, breek hy uit in lof en aanbidding van God. Baie mense dink, die Here red my vir my besonderhede. Ek is gered omdat ek so 'n goeie persoon is, die Here is so lief vir my, dit gaan alles oor my. Dis nie waaroor die skrifte gaan nie. Dis nie Dawid vir ons duidelik wys, u goedertierenheid. Daarom breek hy uit in lof. En dan gaan hy, as ons gaan kyk na die verlede tyd, so het ek hier in die heiligdom, so het ek, en dan gaan hy na sal. Hoeveel keer gebruik hy die woord sal nie? Vers 5, so sal ek u prys, my hele lewe lank. My siel sal versadig word met vet en vettigheid op murg, sal, want u was 'n hulp, en in die skadu van die vleuels sal ek jubel. En so hou hy aan met die woord sal, want nou verander hy van sy predikament na hoop, en weet dat God hom sal daar uitbring, dat God daar vir hom was in die verlede, dat God weer daar vir hom sal wees. Daarom die woord oor en oor, 6 keer wat hy die woord sal, wat jy prys, so sal ek, my vyande sal oorgelewer word, of vers 10, hulle vyande sal kom in die onderste plekke van die aarde, hy sal oorgelewer word in die mag van die swaard, en maar die vers 12, maar die koning sal bly wees in God, sal hom beroem, sal praat van hoop, wat God sal doen. Die vreugde, dit laat hom die krag van geloof in vreugde uitbreek. Daarom die aanhoudende woord van ek sal, my lippe sal u roem, so sal ek u prys, so sal. Wat gebeur met die Here Jesus in Hebreërs 12 vers 3? Dit sê vir die vreugde wat Jesus voorgehou het hy die kruis verdra. Vir die vreugde. Voor hy gekruis is, het hy reeds vreugde gehad in God. Want hy weet die hoop, dat God hom uit die dood sal, die Vader sal hom uit die dood uitbring. Hy sal my. Ons glo ook in prosperity. Maar prosperity van ons siel. God sal ons uit die dood opwek. God sal vir ons almal, Charlie met jou rugprobleem, my rugprobleme, die kroon, nie valstaan nie, sal verander word. Ek sal opstaan in 'n nuwe lewe. Ek sal by God wees. My siel sal hom aan God verkleef. Want jy moet verstaan, baie mense dink nie daar nie. Toe Jesus
in hierdie wêreld ingekom het hy klaar in 'n woestyn ingekom. Hy het nie eers in 'n woestyn ingegaan die 40 dae nie. Die feit is dat hy die hemel, net soos Moses die hemelse koninkryke verlaat het, soos dit in die Hebreërs van Moses praat, Moses het geweier om die dogter van Farao genoem te word, omdat hy die smaak van Christus groter rykdom waardig geag het as die skatte van Egipte, sê Hebreërs 12. Wat doen Christus? Hy kom in 'n woestyn in. Glo my, ons dink nie dan, ons dink hierdie is nie woestyn nie. Die woestyn is daar in Kalahari en Sahara en daar oral is 'n woestyn. Toe Jesus in hierdie wêreld aankom het hy klaar in 'n woestyn ingekom. Soos Dawid het hy sy paleis verlaat. Soos Dawid het hy in 'n wildernis ingegaan wat hy ook self vasgevang is in honger en dors. Jesus was dors, hy was honger. Hy weet wat dit is om honger en dors te. Hy weet wat dit was om 'n behoefte te hê aan slaap, behoefte te hê aan alles wat 'n mens het hy in die woestyn ingekom. God het hom laat hy in die woestyn inkom. Ook hy is vasgevang in 'n woestyn vir 33 jaar. En tog wat doen die Here Jesus? Hy prys God. Vader, ek loof U. Soos Dawid vers 6 verwag sy siel om versadig te word met murg en vet, selfs in die woestyn. Ook Jesus kan sy ervaring, net soos Dawid in die woestyn sê, onder die skaduwee van vers 8, onder die skaduwee van U vleuel sal ek jubel. Hoor hy woord jubel, bly wees. Ek sal U loof, my lippe sal U prys. In die skaduwee, want hy gebruik die woorde Hallel gedurig, die einde van laaste vers, die woord Hallel, Shabak, Tehillah. Hy gebruik al die lofwoorde vir God. Hy jubel in die skaduwee van God se vleuels. Jesus het geweet in sy 33 jaar, hy is onder die skaduwee van die vleuels. En baie mense weet nie dat Israeliete het in die woestyn getrek, maar hulle het onder die skaduwee van Jahwe se vleuels getrek. Dis waar kinders van die Here bly. Ander mense, ek weet nie waar ander mense bly nie, maar as ek 'n gelowige is, bly ek onder die skaduwee van sy vleuels. Ja, ek kan my toets onder die skaduwee van sy vleuels, maar ek bly in die skaduwee van sy vleuels. En die tweede laaste en voorlaaste verse praat Dawid vir die eerste keer van sy vyand. En wat sê hy van sy vyand? Praat hy van Absalom, sy seun? Is hy besig met die sake van die dag? Want ons kan so onuitgepraat raak oor die sake van die dag. The present predicament, the present day's problem. Dawid sê, al wat hy eintlik basies sê, hierdie leermag van Absalom, hy sê, ek los hulle in die hande van die Here. Hoekom? Want God sal hulle in die mag van die vers 10, hierdie mense, ek praat nie eens van Absalom nie, maar hierdie mense, daardie mense wat uit is om my te verwoes, God sal hulle bring in die onderste plekke van die aarde, hulle sal oorgelewer word in die mag van die swaarde, deel van die Jahinas, dis eintlik Jahinas, sal hulle word. So al wat Dawid van praat van Absalom in sy leer, hy sê, die Here sal met hulle klaarspel. Nie ek Dawid nie, die Here sal vergeld. Hy sal hulle in 2 verse wat hy basies kort en kragtig sê, God sal met hulle afreken en hulle doodmaak. En Absalom weet dat ook, Absalom is doodgemaak. Dis al wat hy van hulle sê, hulle sal sterf in die mag van die swaard oorgegee word, hulle sal opgeëet word deur die, hulle lyke sal opgeëet word deur die hyenas, en dit het so gebeur ook. Maar die kragtige fokus, vers 12, hy keer terug van hulle af na, maar die koning sal bly wees in God. Elkeen wat by hom, daai hom is 'n hoofletter, elkeen wat by God sweer, Shabak, sweer, sluit aan by vers 4, 'n lofprys en 'n Shabak. Almal wat by hom sweer sal beroem. 2 soorte lippe. Hulle sweer vals, hulle lippe sweer vals, my lippe Dawid spreek die lof en bring hierdie loflied aan U. Psalm 73. Ek sweer by U, almal wat U ken, Jahwe sal by U sweer. My lippe sal U prys, so sal ek U prys my lewe lank en U na my hande ophef. Maar hulle lippe sal gestop word. Kom ons sluit af die applikasie. Ons almal sal woestyn dae hê. Was jy al ooit, net praat in 'n letterlike woestyn, was jy al in 'n wildernis gewees wat jy weet, voel asof ek nêrens heen gaan?
Voel of alles nie die moeite werd is om mee voort te gaan om te lewe nie. Ons swerf in hierdie woestyn en God gaan ons nie daar uitbring tot hy ons vlagge geskool het en getoets het. Hy moet ons toets, hy moet ons skool. Want dit gaan nie oor ons, dit gaan oor sy heerlikheid. Ek het julle laat honger kry en om julle te leer dat mens van God lewe, nie van iets anders te nie. Soos Dawid herken ons ook as ons in 'n woestyn is, dit gaan swaar. En baie mense sal erken dat hulle in 'n woestyn is, maar dan gaan in die woestyn bly. Baie keer bly hulle omdat hulle daar wil wees. Sê nee, hulle wil nie daar wees nie, hulle wil, want dit is kom hulle nie die water wat Jesus is, die water van die lewe aanbied, dan sê hulle nee, dankie, ons sal regkom in die woestyn. Dankie, dit is vir ons doodreg, ons sal dit maak. Dan is ons eintlik soos hierdie valskerminstrukteur wat vir die rekruut die eerste keer spring vir hom sê, hoor jy, moenie bekommerd wees as jou valskerm nie oopgaan nie, jy kan nie verder val as die grond nie. Goeie nuus. Baie mense sal sê, weet daai gesegde, I've done that, been there, done that, got a t-shirt. Is lief om t-shirts van harte by mekaar te maak, ek het seker maar ek by 20, 30 stukke. Ek het die t-shirt, bewys ek het dit gedoen. Wat sê die Amerikaanse gesegde? Wow, so what? Dat was vir jou hande wat jy het gemaak. Die Here sê vir die ander wat al klaar deur die woestyn is en dit gemaak het, gaan help daardie broer en suster wat swak is, wat nie uit die woestyn uit kan kom om wil kom nie, wat dink dis die plek waar hy gaan wees vir die res van sy lewe. God is besig om hom te toets. En 'n toets hou net vir 'n ruk. Jy moet iewers moet jy of slaag of jy moet faal. Dawid weet, dis waarom hy hierdie Psalm skryf. Hy dink aan Moses. Jesus dink in sy woestyn waarskynlik aan Dawid se tyd in die woestyn. Hy verootmoedig homself voor God die Vader en hy weet God is besig. Wat is Jesus in die woestyn besig om te doen? God wil hom daar hê soos vir Dawid. Toets hom. Dat die duiwel hom gaan versoek om te sien dat mens van brood alleen nie lewe nie. Dan moet ons op die ou ende ten spyte van die woestyn soos Dawid maak, my lippe moet U prys, so sal ek U prys my lewe lank, in U naam sal ek my hande ophef. My siel is versadig met vet, murg. Dis wat is die mindset. Ek is hier te doen, maar God weet wat hy doen. God weet altyd wat hy doen. Baie mense dink God weet nie wat hy doen nie. Hy weet presies wat hy doen. En ons moet ons swakker broers bemoedig wat sukkel. Want na alles sy goedertierenheid beter as die lewe. Hy is eintlik die valskerm, as ons vryval of in 'n woestyn is hy die een wat ons gaan beskik en beskerm. Mag die Here Psalm 63 in ons harte druk, gedurig. En die slegte nuus is, jy is in die woestyn, nog slegter nuus is, jy gaan waarskynlik nog langer in die woestyn bly, totdat hy klaar besluit het, is genoeg. Maar God is nooit laat en daar is 'n gesegde wat sê God mighty slow but he's never late. Hy weet wanneer is die tyd om klaar te sê, klaar getoets. Tot volgende keer. Dan moet ons leer uit dit wat ons geleer het. En hoekom doen ons dit? Omdat God ons so lief gehad het dat hy sy seun gestuur het om vir ons sonde te ly. Theopeers net ons net voor ons met die nagmaal begin net gereed kry die lied wat praat van wil jy bær. O Heer, vergewe my, Here vergewe my as ek U twyfel in die woestyn, vergewe my dat ek net dink aan myself, Here vergewe my dat ek aan oorlewing dink. Ek moet nie aan oorlewing dink in die woestyn, ek moet dink aan hom. Die oomblik as ons net so net as ons dink aan hom, dan dink ons altyd, waarom dink ons as ons aan Christus? Waar begin ons gedagtes? Wat hy gedoen het vir ons. Wat het hy gedoen vir ons? Ons moes staan met kruis gehang het, ons het sê in die gesinsbybel sê naak. Dis hoe hy kaal gekruisig. Gelyk soos 'n stuk rou vleis. Bespotting vir heidene, bespotting vir die Jode. Hy sê net, bad luck vir Jesus, bad luck, want hy kry nie. Daar hang ons sonde. Daar hang wat ons gedoen het in die lewe.
al ons gedagtes wat onguur is, al ons woede by, ons bitterheid, ons beskuldigings aan God, dat mense is daar om God te beskuldig, ja, maar dis nie wat my in hierdie situasie aangebring het. Is dit nie moontlik dat hy besig is om te toets nie? As God ons so lief gehad het, dat hy selfs sy seun nie gespaar het, selfs sy seun, God kon nie meer gee as sy seun, hy kon niks meer gee nie. Dis die teken van sy seun. Hierdie is 'n teken van pyn en lyding en smaad. Want as Jesus geslag word, weet hy is die lam van God, nie soos die lammetjie in Pasga afgesonder is, by die gesin vir 3 dae gewoon het, en hierdie lammetjie breedaardig sy keel afgesny is, en sy bloed gespuit het, en hy doodgemaak is, en sy vlees geëet is, hierdie lammetjie, so weer die Israeliete praat van Christus. Hy wat sal kom, die lam. Kyk die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. Paulus sê, nag wat hy verraai is, het Jesus, sy eie weergawe, hy word verraai deur Judas, het hy brood geneem. Jesus weet wat gaan gebeur. Dit is nie asof Jesus sê, ek wonder wat gaan die Vader met my doen. Ek wonder nou. Nee, hy het geweet. Die Vader gaan toelaat dat hy my slag. Die Vader sê, ek moet my lewe aflê vir my skape. Nou, wat doen Jesus? Hy staan op by die laaste maaltyd, wat hulle saam geëet het, saam met die disippels. Avondmaal. En dan vat hy brood, en dan breek hy die brood met sy eie hande, soos hy gebreek gaan word, en sê, neem eet dit is, my liggaam, vir julle gebreek. En dan word hy in die kruis gebreek. Lyk soos bryssteak, vermalsde vleis, as hulle met hom klaar is. Volgens die Vader se wil, dat hy verkeerd het, nee, vir my. Nou sê hy, eet, drink, dit is my liggaam, wat vir julle. Eet dit so dikwels as wat julle by mekaar kom, en daai tyd het hulle dikwels geëet, so by mekaar kom, tot my gedagtes. Want so dikwels as wat julle doen, verkondig julle die evangelie. Ons volgende week gaan kyk, wat is die evangelie? Baie mense weet nie wat die evangelie is. Jy moet hulle net bietjie vra, wat is die evangelie? En dan hoor jy die vreemdste stories wat die evangelie is. Dit is die evangelie. In sy liggaam, in sy bloed. En het begin daar. So ek gaan, omdat ons net 'n paar is, gaan ek dit bedien. Dankie, Ethiopië, jy kan vir ons die liedjie sing, en dan gaan ons, hier kan jy 'n broodjie net in die hand hou.
vlekloos voor u staan. O Heer, vergeef mij. O Heer, kom maak mij vrij van die zondelast. O kom naar mij, opdat schoonte was. Vergeef mij. O Heer, vergeef mij. O Heer, kom maak mij vrij van die zondelast. O kom naar mij, opdat schoonte was. Want ik val weer vlekloos voor u staan. Ja, ik val weer vlekloos voor u staan. Here, dit is eed wat ons aflê dat ons vlekloos voor U wil staan, werk deur die Heilige Gees, terwyl ons deelneem aan hierdie heilige nagmaal. Ons eet saam. Jesus het ook die beker geneem, nadat hy die Vader gedank het, en sê, dit is die Nuwe Testament in my bloed. So dikwels as jy dit drink, kon ek julle ook die evangelie. Kom ons drink saam, vier die bloed van Christus wat ons sonde wegneem. Vader, baie dankie dat ons ook deel mag neem in hierdie fees gedurig. En dit is wat U vir ons gedoen het. Nie vir Uself, maar vir ons. Mag ons ook dan heilig lewe deur die krag van die Heilige Gees wat in ons is. Amen. Ek wil die volgende lied sing nie, ons doen die seën. My afsit asseblief. Gaan net die seën mense doen dan.